Mense, goeiemôre. Dis weer eens 'n pragtige maandagooggend hier in die Kamiesberge. En welkom by my bakkie boodskap. Daar ver is die slapende Boesman. Kom kyk gou vir hoe lyk hy. Die slapende Boesman. Ek hoop julle kan hom sien. Aan my linkerkant is die kroon van Kamieskroon. En as jy fiks is en jy het moed, dan kan jy opstap soontoe. Maar vanoggend hier in die Kamiesberge, die son is nog nie uit agter die berg nie. Jy weet julle mense, ek besef net vanoggend, so baie mense klim vanoggend in hulle karre, hulle maak planne, heel waarskynlik, aan die binnekant is daar 'n geveg, aan die buitekant 'n glimlag, maar binnekant voed daar 'n storm, of bekommernis, of angs, want ek weet nie wat hierdie week vir my inhou nie. En soos vir die son gaan opkom, 'n bietjie later agter daai berg, so weet ek dat die son van geregtigheid hierdie week oor jou gaan skyn. Terwyl ek die video neem, hoor ek die gevloei van water. En ek het dit kan opsoek vanoggend. Is dit nie mooi nie? My gebed vandag vir elkeen wat ingeskakel is by my bakkie boodskap is dat strome van lewende waters hierdie week uit jou binneste sal vloei. Die woord sê mos, as julle in my glo soos wat die skrif sê, dat strome van lewende waters. Besef vandag een ding, ek weet dis maandagoggend en ek weet dalk is jy nie lus nie. Maar weet vanoggend, jy is 'n draer van lewende waters. En daar's hy, ons is weer op pad. En soos julle kan sien, is die son besig amper om sy koppie uit te steek. En een van die mooi gesigte in die Kamiesberge is wanneer die grondpad op pad na die bergpas vol water lê. Ja, hierdie is 'n mooi gesig hoor. Oh, Abba, u is so getrou. En baie, baie dankie vir u liefde. Abba, dankie vir die genade. Ons eer u daarvoor. Mense, ek moet hierdie vir julle wys. Ek kan dit nie wys nie. Dankie dat jy vanmôre saamry. Dis bakkie boodskap. Saam met Frik Weideman, moet nie vergeet nie. Ek het hier langs die pad gestop, net om vir julle te wys. En nou kan ons mekaar in die oë kyk. Goeiemôre, welkom by Frik se bakkie boodskap. Man, dis sommer net vir my lekker om hierdie video's met jou te kan deel, om te kan sien, waar bly Frik en Amelia en hoe lyk die Kamiesberge. Nou mense, elke keer wanneer ek hier ry, dan besef ek, as ek so na die berge en die skepping kyk, dan besef ek, wow, Abba, hy is so amazing. Dan raak ek afhanklik, ek raak nederig, en dan besef ek net, hoe klein is die mens teenoor Skepper God, die heilige van Israel. Maar weet jy, vanoggend terwyl ek so hierdie video's neem vir jou, dat jy dan kan sien wat gebeur hier, kom dit by my op, Joshua, en ek sien in my geesteshoog, hoe mense in karre klim, hulle dra laste, hulle is moeg. Finansiële druk, emosionele druk, dalk vanoggend huweliksdruk, ek weet nie. Hulle moet planne maak net om te oorleef. En dit kom sommer by my op. Mense lyk so sterk aan die buitekant, maar aan die binnekant is hulle moeg. Onsekerheid, weet nie wat die toekoms inhou nie. Dieselpryse is op, kospryse gaan op. Ons land is nie in 'n goeie posisie nie. Vir hoe lank gaan ek my werk behou? Vir hoe lank gaan ek nog in besigheid wees? Maar ek moet sterk wees.
Ek kan nie nou wel swak wees nie, ek moet sterk wees vir myself, ek moet sterk wees vir my gesin, ek moet sterk wees vir my kollegas, ek kan nie wys daar's 'n defek of daar's 'n swakheid in my modering nie, dieselfde met Josua. Moses is weg, agter hom lê die woestyn, Egipte, voor hom lê die Jordaan, die beloofde land, hy het geen idee, dis onseker. Ek dink ook hy was bekommerd, hy het planne gemaak, en hy het gaan bid om te sê, Abba, wat moet ek doen? Help my, rig my, lei my, stig my, asseblief, ek het U nodig. Vandag is ons presies dieselfde. En weet jy wat besef ek? Hierdie pad vorentoe, vra geloof. En ek hoor ewe skielik 'n stem uit die hemel, wat sê, Josua, wees sterk en volmoed. Nie een keer nie, 'n paar keer. Dit beteken nie, Josua, daar gaan nie oorlog wees, daar gaan oorlog wees, daar gaan druk wees, daar gaan moeilikheid kom, daar gaan tsunamies kom. Maar Josua, weet een ding vanoggend verseker, ek gaan jou nie alleen laat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek gaan met jou wees. Josua, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan geloof en gehoorsaamheid verg. Daarom moet jy my woord opneem. Moenie toelaat, Josua, dat my wetboek uit jou mond uitgaan nie. Bestudeer dit dag en nag, Josua. Dit sal jou behoud wees. Josua, moenie my wetboek neersit nie. Ek is met jou. Orals waar jy gaan. Hy sê vir hom, wees sterk en volmoed. Moet beteken, gaan vorentoe, al is jy bang. Beweeg vorentoe, al is jy onseker. En jy weet nie wat hierdie lewe vir my inhou nie. Mense, jy hoef nie vanoggend alles uit te figure nie. Jy hoef nie vanoggend antwoorde te hê vir elke probleem en elke situasie nie. Jy kan op 'n stadium net gaan stil sit en te sê, Abba, help my. Abba, rig my, lei my. Maar moenie toelaat dat die wetboek van Skepper God jou mond verlaat nie. Maak doodseker, want weet jy hoekom sê ek dit vir jou? Nie die wêreld, nie jou werk, nie die sisteem, nie die geld in die bank, nie jou bates, nie jou karre, niks kan jou die fondasie gee wat die woord jou gee nie. Hou vas in die woord, sodat die woord jou kan deurdra. Miskien voel jy vanoggend, hierdie week wat voor my lê is te groot. Die druk is net te veel. Miskien voel jy vanoggend die finansies is te swaar, ek wil opgee, dalk moet ek sekwestreer, dalk moet ek myself bankrot verklaar. Dalk is my huwelik te gespanne, dalk moet ek maar koot. Abba, wat moet ek doen? Dis hoe mense voel. Hierdie is 'n realiteit. Die toekoms is onseker. Ek weet nie wat om te doen nie. Maar hoor vandag die stem van Jahwe die Almagtige in jou gees. Wees sterk en volmoed. Jy gaan oorlog hê, dit gaan kom. Maar ek sal saam met jou gaan deur hierdie oorlog. Ek sal jou nie alleen los nie. Al wat ek van jou vra hierdie week is geloof en gehoorsaamheid. En wanneer jy dit vir my kan wys en jy staan vas op my woord, moenie die woord neersit nie, en jy staan vas op my woord, dan sal jy sterk wees. Jy sal moed hê. Moed beteken, ek sal vorentoe beweeg, al is ek onseker, al is ek bang, al weet ek nie watter kant toe nie. My oë is gefestig op hom, die Skepper God van die hemel en die aarde. En nou kom Vader en hy sê vanmôre vir jou wat ingeskakel is, waar ook al jy gaan, waar jy ook al jouself sal bevind, ek sal met jou wees. Moet dit nie vergeet nie. Moet dit nie vergeet nie. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap. Geseënd is jy hierdie week. Mag jy werklik die tasbare teenwoordigheid van Skepper God, die Heilige van Israel, beleef en ervaar op jou lewe, en dat jy, man, 'n fenominale week sal geniet. Aan die einde van hierdie week, teen Vrydag aand, wanneer die son sak en Shabbat breek aan, dat jy jou hande sal ophef met die wete, Abba, U het my deurgedra, U het my beskerm, U het aan my voorsien, U het my gesond gehou, U het energie gegee in my liggaam, sodat ek kan werk en kos op die tafel sit. Halleluja! Nou ja, toe, gaan geniet hierdie week. Gaan plant mielies, gaan saai mielies, gaan juig vir die koninkryk van ons hemelse Vader. Frik Weideman, bakkie boodskap, tot 'n volgende keer. Shalom.